Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arewerelevant.co.za. Now here is today's program. As jy sê jy glo. Almal sê ek glo in God. Om vir u volgende te vra, as ek vir u volgende sê glo in God, dan gaan ek vir my sê ja. Ek glo in God. Nou as ek is in die kerk gebore, ek is jare al glo ek vir God. Ons bid vir God vir reën, ons kom na die kerk en bid ons vir God vir reën. Ons glo in hierdie God. Ons gaan jare al. Ek het groot geword in die kerk. Ek is 'n Christen. 'n gelowige, hoe kan jy vir my sê of ek glo? Veral as jy tussen Christene is. En hulle het selgroepe en hulle het 'n kerk en hulle lees die Bybel en hulle studente van die Bybel en jy kom en jy vra vir hom, glo jy God? Is dit 'n belediging om vir iemand dit te vra? Vir al die ouens wat sê as jy kom groet in die oggend en dan groet jy hom en dan sê, hoe gaan dit broer? As jy nee, goed. Nee jong, die Here is goed, die Here is goed. En hy sit so glimlag gee op, en weet jy, hy lig daarom nou lekker. Maar as jy ander boeta sien, wat hy saam met jou loop in die kerk, en hy sê vir een oggend hier agter, en alles is droog, jy weet, maar ek het toch geplant, ek het die Here geraadpleeg, dan kom jy agter, daar is nou 'n ou wat 'n bietjie dieper loop met die Here. Baie keer kom jy agter die oppervlaktige, net om vir dominee of vir iemand of vir ouderling of vir iemand te sê, luister hierso, dit gaan, ek is al 'n Christen, jy moet weet, dit gaan goed met my, die Here is so goed. Maar vertrou jy werklik vir die Here? As daar moeilikheid kom, en as nie reën nie, vertrou jy hom waaragtig, dat dit sy wil is, dat dit nie moet reën nie. Dink jy miskien dat God bedoel het met dit in Suid-Afrika praat, omdat hulle die Sabbat onheilig? Dink jy miskien dat hulle met die Here praat met 'n rede met Suid-Afrika en sê, ek sal jou op jou knieë bring, Suid-Afrika? Maar hier aan die een kant sê die Here, ek gee aan die reën op hierdie plek, en op daai plek sal dit droog wees. Ek weet van 'n boeta wat geplant het in geloof, en die volgende dag het dit gereën, om dit goed net mooi in die grond te kry, toe het niks gereën nie, en toe hy weer bid, is die Here, toe val die reën weer genoeg, 35 mm, hy sê, nou is die Here is goed vir my. Dink jy nie dat God met Suid-Afrika, wat bandeloos lewe deesdae, besig om te praat nie? En ons gaan vandag dit vra, is dit verkeerd vir my? Is dit verkeerd van my om met 'n frons op my gesig nou en dan te loop? Is ek ongelowig? Is ek 'n sondaar? Is dit 'n sondaar as ek begin vra en sê, Here, maar waar is U? Glo jy regtig? Hierdie is 3 vrae. Ek het 3 vrae vir jou vanoggend. Die een vraag is, dink jy hy is in staat om te bly by wat hy geloof het 1000 jaar gelede? Dink jy sit hier vandag, ek vra jou daai vraag, jy hoef nie hardop te antwoord nie. Die volgende vraag wat ek jou vra, maar dink jy hy is getrou om nog steeds te doen wat hy sê het in sy woord? Dink jy nog steeds hy is getrou om dit te doen? Die laaste ene, dink jy in hierdie wetenskaplike wêreld wat hulle die Bybel kritiseer, dat God is nog steeds gewillig? Dink jy God is nog steeds gewillig om te doen oor die 7000 beloftes wat hy vir die kinders van God beloof in die Bybel? Oor die 7000 wat God beloof aan sy kinders. As jy ja antwoord op dit, dan vra ek jy die volgende ene. Dan moet jy glo. As jy dit glo en sê hy is in staat, jy glo hy kan dit nog doen en hy is bereid om dit te doen, dan moet jy dit glo. En dis die volgende ene. Die gebede beantwoord van sy geliefdes. Glo jy dat jy jou antwoord op gebed kry? Al sien jy dit nie. Al sien jy nie jou antwoord op gebed nie, dink jy dat hy dit nog steeds beantwoord? Soos Daniel. Daniel, dit is al lank al beantwoord. Ons het net 'n geveg, 'n geestelike geveg. Dink jy dat as u bid en vir God bid,
dat daar nie 'n geestelike geveg is om jou gebed beantwoord te kry nie. Dink jy nie daar is dinge wat verskuiwe moet word nie? Kom ons kyk die volgende een. Dat hy bly is om antwoorde op gebede te sien gebeur. Dink jy dat God glimlag as jy bid vir reën en hy maak die sluise oop van die reën en die wolke en hy sien hoe die aarde glimlag en die bome juig en die diere lek weer die water op en word vol van sy genade. Dink jy nie hy glimlag daaroor nie? My laaste een. Dink jy nie hy is lief daarvoor om nog vir kinders van God iets te doen nie? Ons vergeet dat hierdie God het vir ons beloftes. Weet jy dat jy in 'n kind van God dadelik kan sien? Jy kan sien in 'n kind van God aan sy gesigsuitdrukking of hy 'n kind van God is. Jy kan sien as hy daar rondloop. Die Bybel sê, daar's 'n paar verse hier vir jou agter, as Joël 2 dink ek, is daar so. Luister wat sê hy daar. Joël 2 vers 6, van angs het hulle aangesigte verbleek. Die Engel sê, the blackness in their faces. Verstaan jy dat jy in 'n Christense lewe dit kan sien? Jy kan sien 'n Ham en jy kan sien 'n ander. Hulle sê in hulle liggame het krampe in gekry. Ham, daai laaste een sê, hulle het krampe in hulle beenderrig gekry van vrees. Hulle gesigte het verbleek. Hulle bene het begin knoppies draai. Jy kan sien in 'n ou se manier van loop dat hy 'n Christen is. Hy het nie hierdie lang gesig en kla heeltyd nie. Jy kan sien in sy fronse op sy gesig. As jy hom sien, dan kan jy hom van agteraf sien, sommer in sy nek al, kan jy sien hoe frons hy. Want party ouens, as hulle nie moeilikheid soek nie, is nie iets wat om oor te worry, en dan ook soek hulle iets om oor te worry. Jy kan ons van agteraf sien, hy loop so man. Weet jy dat die wêreld na ons kyk as Christene en sê, hoekom het hulle so fantastiese God? Hulle het so fantastiese God, dat hierdie God sê, hy sal hulle vrede en liefde gee. Maar hoekom sien ons dit nie op die Christene se gesigte nie? Sommige mense sê, you've got the most powerful God in the world, but we can't see it in your life. Een moslim het nou die dag vir broer Andrew gesê, you know what is wrong with the Christians? You know what's wrong with the Christians? They must come back to the book. They must come back to the book. Soos ek julle al vertel het, die een moslim het vir my gesê, if Jesus Christ was here today, you know you will be very sad. I said, why? He said, because you don't follow the book. Broer en suster, ons sê ons glo, maar dit is vir jare gewoonte gebruik. Net soos ons water drink en tandeborsel, het sê ons glo. Ek glo, ja, Nellis, ek glo. Die een ou, hy sit met my in gesels, hy sê vir my, Nellis, daar's 'n vrou by my werk, weet jy wat, daar's oor die 100 mense afgedank. En die vrou sit sonder werk, Nellis, wat moet ek vir haar sê? Hy sê vir haar, weet jy wat, die Here sal voorsien vir jou. Die Here sal voorsien vir jou, sê hy vir die vrou. Hy kom die volgende dag by die huis, ek en my vrou sit daar. Hy sê, Nellis, hulle gaan nou by ons ook mense afdank. Jy moet toch vir my bid. Ek sê, jy dan net gister vir die vrou gesê, sy moet nie bekommerd wees nie. Dit is hoe ons as Christene is. En ek sluit myself in. Alles werk ten goeie vir hulle wat God lief het, moenie worry nie broer. Maar as dit met my gebeur, dan begin ek nou te worry. Nou begin ek worry. Broer, nou slaan dit 'n bietjie te naby aan my. Ek word nou 'n bietjie beïnvloed. En dan gaan ons mee weg van die Here af. En dan begin ons vra vir hom, hoekom is daar droogte? Dink jy nie God het 'n doel met jou nie? Dink jy nie God wil jou nader aan hom bring nie? Daar's beloftes. Jy gaan deur moeilike tye. Dit slaan jou hier en dit slaan jou daar. En jy begin vra, nou as jy verstaan nie, maar as jy een moeilikheid na die ander moeilikheid na die ander moeilikheid, jy verstaan dit nie. Dan kry ons hierdie vers, die Here is my herder, niks sal my kort kom nie. Hy laat my na waters van rus, lei my heen. Die nuwe vertaling sê dit nog amper beter.
Hy lei my na waters van rus. Hoekom sien ons dit nie in die Christene se lewens nie? As jy rus het tog, dan rus jy in alles. Dan rus jy tog in hierdie belofte, daar's beloftes, dat die Here sê, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie, ek sal altyd met jou wees. God sê, ek sal jou altyd by jou wees, ek sal jou nooit verlaat nie. Maar ons glo dit nie meer nie. Kom ons gaan kyk gou. En 'n man van God. Kom ons kyk na 'n man van God, wat ook gevra het. Die Here vra vanoggend vir jou, en vir my, hoekom lyk jy so bekommerd vanoggend, kind van God? Hoekom het jy daai frons op jou gesig? Hoekom is elke mens uit 6 mense, 1 uit 6 mense, ly aan senuweeprobleme in Suid-Afrika? Hoekom is dit so? So as kyk na Dawid, vriend van God, geliefde van God, het ook gevra, Psalm 42, hy herhaal dit 3 keer, Psalm 42 verse 5 en 11, en dan 43 verse 5, hy sê, hoekom is ek so depressed? In Engels sê, why am I so depressed? Why the sinking feeling inside of me? Weet jy wat beteken dit as jy dit gaan ontleed? Beteken dit, hy sê, hoekom word ek so swart in my gesig? Hoekom word ek in hierdie swart gevoel van my binneste? As Dawid vra daar, werklik, broer en suster, jy moet nou om te lees, ek wil dat jy vanoggend sy hart voel, ek wil dat jy Dawid sy hart voel, en miskien is dit jou eie hart, waarom voel ek in my binneste so donker? Waarom is ek so depressed? Waarom word ek so neergedruk deur my vyande, sê hy? Wat het hy gedoen? In die heel eerste vers sê hy, soos 'n bokkie smag na water, so smag my ek na u. Nou, u moet mooi verstaan, in die Jordaanvlei, in Jerusalem, het die mense uit die Jordaan uit sulke klein goedjies gemaak, wat tot in die Jerusalem gegaan het, sulke kanale is uitgekap, duisende jare tot vandag toe nog kan jy na dit gaan kyk, dit staan daar. Hulle het waterpype gehad onder die grond. Jy het ver gehoor, die Jordaanse waterval is 'n massiewe waterval. Jy kon hom van ver af hoor. Nou sê hulle, as jy 'n ribbokkie sien of 'n bok in die woestyn, nou het hulle 'n kanaal onder die grond. Dis 'n pyp wat onder die grond uit die woestyn uitloop. Hulle sê nou, ruik hierdie bokkie dit. Die bokkie in die woestyn word dors. Sy verhemelte sit wat in mekaar. En hy loop, en hy ruik, en hy sien, hy ruik die water, maar hy kan nie by dit kom nie. Dis daar onder die grond. Nou gaan hy, en hy ruik die water, totdat hy bykom by die uitpyp, waar die pyp uitkom, en waar dit uitspuit in 'n fontein. Nou kom hy wat in 'n woestyn was, en hy kom uit, en hy slurp daai water vinnig op. Ons sien duidelik dat hy dit sê, ek smag na u voorkeur, ek smag na u soos 'n bokkie wat dors is. Hy sê, Here, as ek nie u het nie, is ek nie naby u is nie, is ek droog. Here, ek wil so graag, ek smag om in u huis te wees. Hy sê, ek verbly my met lofsange in die huis te wees. Hy was deel van die koor. Hy het voorgeloop, Dawid, met sy siter, en hy het die mense gelei in lofsang. So hy was 'n ou wat 'n kerk toe gegaan het. Hy was 'n man van die kerk. Hy het gesmag na God se woord. Hoekom smag mense nie nou na God se huis toe te gaan nie? Jy wat hier sit, het miskien gesmag na God se huis, na sy woord, om vandag sy woord te hoor. Jy is miskien dors vanoggend om sy woord te hoor, en God sê vir jou, hierso drink, soos ons laasweek gesê het. Ek smag. Ons sien Dawid het gesmag na dit. Ons sien hy aanbid, hy sê in trane het ek gehuil, Here, voor u. So ons sien sy gebedslewe het hy nie afgeskeep nie. So wat is fout met Dawid? Ek gaan met julle praat sommer net so in die lig. Ek weet nie of ek vir jou die foto's gewys het hier agter my nie. Ek kan nie baie mooi sien, dis uit fokus uit. Maar as Dawid byvoorbeeld gekom het en hy sê, hoekom druk jy my so deur? Hy praat met homself. Dawid praat met homself. Hy sê, my siel.
Dawid begin met homself praat, hy sê my siel. Dawid kom agter, hy sê ek verlang daarna om weer terug te kom soos wat my geloof was. Miskien is jou geloof toe jy jonger was, het God jou geroep op 'n plek en jy het weggevloei daarvandaan. Jy was weg van God se genade. Jy is weg van sy woord. Dit lê maar net in jou huis, jy ken dit, lees dit nou en dan, maar jy smag nie meer daarna nie. Nou sê hy, ek onthou nog, ek smag om dit weer te hê. Jy kan sien daar staan, hy het gedink. Ek het gedink daaraan hoe dit was. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, ja, weet Melis, ek onthou nog hoe ek as jong man die Here gedien het. Dawid gaan verder aan, hy begin met homself praat. Oppas vir daai stemmetjie binne in jou. Oppas vir daai stemmetjie as die moeilikheid kom en jy begin met jouself praat. Hulle sê, to empty yourself, luister, to empty yourself inside of yourself is poison. Kyk wat doen Dawid. My siel, ek praat met jou. Waarom is hy so? Hy begin met sy siel praat. Hy begin met sy binneste praat. In die nuwe vertaling sê hulle nie die siel, hy praat met sy siel nie. Maar die ou vertaling sê hy sê vir my siel, waarom? Hy sê u golwe. Hy sê u golwe, dis God se golwe wat oor jou gaan. Nou broer en suster, elke kind van God moet by so 'n plek kom. Dis wanneer die Heilige Gees wat ons laas week van gepraat het, van die Heilige Gees na jou toe kom en sê, hoorie, boetie, word wakker. Jy het afgedwaal. Daar's 'n sonletjie wat jy oorsien. Of soms is dit net dat God vir jou wil sê, kom, ek wil jou 'n bietjie dieper vat. Ek wil jou 'n bietjie dieper vat. Dan sien ons die beloofde land wat God vir ons sê, ons nee, ek staan nie belang, is te gevaarlik in daai land. Here, ek wil nie so, moet my nie so te vat nie. Dan sê hy, oppervlakkige godsdienst. Oppervlakkige godsdienst, broer en suster, en geloof, het oppervlakkige wortels in Jesus. Jy kan nie gewortel wees in God en nie in die diepste van die diepste see ingaan. Jona is so toe gevat. Paulus is so toe gevat. Paulus was op 'n skip en toe breek die skip in stukke. Toe sê hy vir die mense, moenie bekommerd wees nie, my God is daar. Here, ons is te gerieflik, broer en suster. Ons is te gerieflik as Christene. Dat God het 'n groter plan as joune en myne. Is God jou soms deur dinge vat? Dan vat jy deur diep waters en wat sê ons dan? Ek ag dit, Jakobus 1. Ek ag dit loutere vreugde. Ek ag dit loutere vreugde, want dit sal werk tot vervulling en tot volwassenheid van my geloof. Maar as ons nou 'n bietjie 'n probleempie kry, dan sê ons, ag, bid vir my asseblief, ek weet nie wat gaan nou aan nie. 'n Kind van God is in die woord van God geplant. As die Here sê, die Here is my herder en die golwe kom oor jou vanoggend, broer en suster, en as droogte, en die droogte begin oor jou kop gaan, en jy sê, Here my God, waar is jy? Dawid het ook gesê, jy kan dit ook sê, maar oppas wat jy sê, vrees is goed, maar as jy vrees in die verkeerde rigting druk, dan kan dit ongeloof begin raak. Vrees is om jou te waarsku en jou liggaam te sê, daar's iets fout. Dawid sê, ek was een nag daar, maar ek smag om weer terug te kom. Dawid was, as jy die geskiedenis ken van Dawid, dit is in 2 Samuel 18 tot 24, daar soos Absalom, sy seun, wil hom doodmaak. En Absalom soek hom, en hy kruip in 'n grot weg. En Absalom wil vir sy pa doodmaak, en Joab, wat een van die generale is, hy maak op die oom vir Absalom dood. En Dawid sit in treur. Toe hy met Batseba rondgejol het, en hy het 'n kind by haar gekry, en hy het haar man doodgemaak, toe sê die Here vir hom, weet jy wat, van nou af, is daar 'n swaard in jou huis. Dawid, van nou af as jy moeilikheid kry, onthou is jou eie storie. Broers en susters, as ek en jy moeilikheid kry, is dit niks met God te doen nie. Dit soms te doen met 'n besluit wat ek en jy gemaak het.
'n besluit dat ek en jy gemaak het. Jy kan nie sê is God se skuld as jy nou uitry en jy vat 'n paar doppe en jy's lekker gesope en jy ry 'n boom vas nie. Ja, kyk net die Here. Ons maak dwaase besluite. Dawid, kyk na jouself. Kyk in jou innerlike. God moes hom vat na 'n Godse golwe toe. Hy moes teruggaan na God toe. Miskien is God besig om vir jou terug te vat en sê, onthou jy daai besluit? Kyk 'n bietjie saam met my. Kom ek vat jou daar na die diepste, na die donkerste van die see, wat dit die golwe oor jou kop gaan, dat jy die sondes, wanneer die weerligstraal slaan, daar in die diepste waar God jou vat, broer en suster, is dit die beste plek om te wees wat God wil vir jou terug hê, waar jy was. Hy wil weer vir jou sê, glo in my, vertrou my. Glo my dat as dit daar droogte is, dan stap jy saam met my. Die Here sal my nooit begewe en verlaat nie. Dawid kom by 'n plek, gaan vinnig aan. Dawid, Psalm 43, die eerste vers begin, hy kla God weer soek. Here, waar is U? Hoekom kyk jy na my saak nie? Hy was ongeduldig. Hy's ongeduldig weer, broer en suster Dawid. Eers sê ek gaan hoop op die Here en net die volgende sê, Here, hoekom sien jy oor na my saak nie? Here, jy moet nou dinge doen. Ek het al dit verwag, kom maar. En dis wat ons soms doen. Die Here sal jy weet bring wanneer hy dit wil bring. Prys hom vir wat hy doen. Ewe skielik sien ons daar so kom Dawid by 'n plek uit. Hy sê, U lig, U woord. Sien jy wat staan? Hy sê, U lig en U woord sal my weer terugbring. Wat bring U terug? U kan sien Psalm 119 vers 105. U lig is 'n woord, U woord is 'n lig vir my pad. Dit is wat jou terug, hy wat by waterstrome geplant is, wat die woord dag en nag bedink, dit is hy wat welgeluksalig sal wees. Dawid kom agter dat die lig, dat hy nie in homself ingaan nie. Die Here wil graag jou help. Die Here is daar om jou te help. Hoekom vertrou ons op ons glo nou, maar ons vertrou hom dat hy verragtig nog sal doen wat hy 2000 jaar en meer gedoen het nie. As jy saam met hom loop en hy beloof hy sal saam met jou loop, dan moet jy ook vir hom vandag beloof dat jy hom nie sal begewe en verlaat nie. Roep hom aan. En hoor ons wat Dawid sê, ek roep hom aan. Here my God, toe hy dit my siel. As jy in die moeilikheid kom en jy begin hierdie gedagtes skryf, hoekom het die Here nie dit gedoen nie? Here, waar is U met die reën? Dan sê jy die woorde, my siel. Nou alles, ek praat nou met jou. Hou op met negatiewe gedagtes. Nou alles, hou op met die negatiewe gedagtes. Werp jou probleme op die Here. En hy sê, want my hoop en my verlossing is in God, my redder, my krag. My krag om deur alles te kom. God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê hierdie woorde, want daai gees is 'n gees van vreesagtigheid. Die Heilige Gees sal vir jou die vrugte gee. En jy sal word, soos Psalm 1 sê, 'n boom langs water geplant, en as hy storm kom, dan is hy wortels diep in die woord. Hoekom? Want ek bedink sy woord dag en nag. As jy ander goed voor die televisie sit, dan sal jy begin twyfel, jy sal negatief word, maar sit jouself dag en nag vir sy woord. Daar is 366 keer staan daar, moenie vrees in die Bybel nie. 366 keer. En is vir jou vandag. Hy wag op jou, sy hand is uit. Kom na my toe. Sy het nodig. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.